Hy gaan kom op die wolke, ja dis seker. Elke kind van God gaan ons sien. Saam met hom bring hy al die verloostes, die wat hom in gees en waarheid doen. Weereens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo en vertrou dat dit soos altyd baie goed gaan met u en dat die waarheid van die Here se woord vir u altyd van kardinale belang is. Nou in vandag se video gesels ek oor die regterstoel oordeel en die bruilofsfees van die Lam, wat volgens die pre-trib-leraars net vir die bruid bestem is, en dat hierdie gebeure gaan plaasvind in die hemel, terwyl die groot verdrukking op die aarde aan die gang is. Nou ek gaan vandag vir 'n paar videoklips speel, ons gaan kyk wat die woord van God leer in konteks, en jy moet onthou, die pre-trib-leraars glo dat die wegvoering van die kerk gaan plaasvind voor die 7 jaar of sogenaamde 7 jaar groot verdrukking, en daarna moet die regterstoel oordeel plaasvind en die bruilofsfees van die Lam, terwyl die woord van die Here dit geensins aandui nie, maar dat die wederkoms gaan plaasvind na die groot verdrukking. Daarna sal die Here die krone en lone uitdeel en sal ons by die bruilofsfees van die Lam wees. Soos ek gesê het, ek gaan vir 'n paar videoklips speel, onder andere van Raymond Lombard, waarin hy sy mening gee, en natuurlik gaan ons duidelik sien hoe dat die dispensasie-teologie sterk na vore kom. So kom ons gaan kyk wat hulle leer, en ons gaan alles beoordeel in die lig van die skrif. Kom ons spring dadelik weg. Nou in die eerste plek, wat leer die skrif oor die dag van die regterstoel oordeel en die bruilof van die Lam? Dit leer vir ons baie, dit is baie duidelik in die skrif, en maar die vraag is, wanneer gaan hierdie gebeure plaasvind? Gaan dit plaasvind na 'n pre-trib rapture, of gaan dit plaasvind by die wederkoms van Christus, waar die kerk weggevoer gaan word, en dan gaan hierdie gebeure plaasvind? Nou dis belangrik, want ons moet weet wat vir ons wag, en die woord is tog baie duidelik, dat elke kind van God voor die regterstoel van Christus moet verskyn. Kinders van die Here gaan lewe tot by die wederkoms van Christus, wat deel gaan wees van die kerk, of die bruid as jy wil, maar dis wat die woord leer. So daar gaan nie mense uitgesluit word, die sogenaamde martelare of tribulation saints, uit hierdie gebeure uit nie. Maar kom ons gaan kyk na die skematiese voorstelling van die laaste 7 jaar. Nou is baie duidelik, die 7 jaar periode begin met die verbondsluiting, daarna sal die eerste 4 perde hardloop, dis die eerste 4 seels, en dit is natuurlik dan die begin van smarte of geboortepyne. Dan in die middel van die 7 jaar periode sal die abomination of desolation plaasvind. Dit is wanneer die antichrist in die tempel gaan sit, hy gaan voorgee dat hy God is, en dan sal die groot verdrukking 'n aanvang neem, en dan gaan hy die gelowiges vervolg. En dit is mense wat daar gaan wees, as ons nog lewe teen daai tyd, ons gaan daar wees. Dan sal die 6de seël oopmaak, wat die verdrukking gaan verkort, en die Here gaan in die hemelruim verskyn met die kosmiese tekens, en dan gaan die kerk weggevoer word. Daarna sal die Here lone en krone uitdeel, en die bruilofsfees van die Lam plaasvind, waarna Jesus dan sal terugkeer uit die hemelruim by die slag van Armageddon, en dit is wat die kronologiese volgorde gaan wees. So u moet gaan oplet na daardie 2 skrifgedeeltes, wat ek nou vir u gaan aandui, daai 2, Lukas 21:1-36 en Openbaring 6:1-17. Daardie skrifgedeeltes gee vir u 'n duidelike volgorde van gebeure, die kronologiese volgorde van gebeure, en dat die wegraping nie hier gaan plaasvind nie, is baie duidelik. En daar's baie mense wat aan vashou, miljoene, en daar's die oorgrootste meerderheid van die kerk glo aan 'n pre-trib rapture, wat ongelukkig nie gaan plaasvind nie. As dit maar kon gebeur, maar dit gaan nie gebeur nie. So ons moet gaan kyk wat die skrif leer, en Raymond Lombard gaan nou sy verduideliking gee oor hierdie gebeure van die regterstoel oordeel en die bruilof van die Lam. Kom ons gaan luister. Kom die kerk aarde toe om te kom regeer saam met Jesus. Ja, so dan daar moes gebeur vir ons om saam met Jesus. Eerstens al moes 'n wegraping gebeur, anders kan jy so saam met Jesus terugkom. Net so. Om saam met hom te regeer, moet jy krone kry om te kan regeer. So dan moet 'n kroningsplegtigheid. En as hy met sy bruid kom, is daar 'n bruilof. Right, so dis die 2 grootste uitstaande dinge nog, wat in die tweede helfte van tussen die middel en
die einde van die 7 jaar moet pas. Nou hier is dit baie duidelik dat die regterstoel oordeel en die bruilof van die lam moet plaasvind na die pre-trib rapture. Nou het gehoor het gebind plaas na die middel. Dis nie wat hy leer nie. Hy glo na die wegraping sal dit plaasvind en die bruilof van die lam in die tweede helfte. En dis wat ons gaan sien wat baie van die ander pre-trib leraars gesê het. Want dis belangrik wat hulle glo. Hulle sê vir hulle is dit baie belangrik dat dit na die pre-trib rapture gaan plaasvind en dit sonder die sogenaamde tribulationssaints of die martelare. Nou hoe kan die martelare uitgesluit word by die regterstoel van Christus? Hy sê elkeen sal voor die regterstoel van Christus verskyn. Nou is die tribulationssaints nou nie Christene nie, is hulle maar net, wie is hulle? Ek weet nie wat hulle noem nie. Want die Bybel sê hulle is deur die bloed van Christus gewas en as jy gewas is deur die bloed, dan is jy 'n kind van God en jy is deel van die kerk. Dan sê hy natuurlik om saam met hom te regeer, dis saam met Christus, moet jy eers krone ontvang. Nou hoe regeer die martelare sonder krone? Want die Bybel sê in Openbaring 20 vers 4 tot 6 dat hierdie martelare gaan saam met Christus regeer. En dit is die kerk. Dis nie iemand anders nie, dis die kerk, die bruid. So ontvang hierdie mense die krone nie, maar hulle word nou aangestel om te regeer. En jy gaan in die volgende videoklip sien dat Raymond Lombard sê, hulle ontvang krone, maar waar? En dat hulle nie deel is van die kerk nie, maar hulle gaan ook regeer. Kom ons gaan luister wat hy sê. So, hierdie groep gelowiges is 'n deel aan. Hulle is ook deel van die eerste opstanding, maar hulle is nie deel van die kerk nie. Hulle is nie deel van die bruid van die lam nie. Hulle het nie, hierdie is nie die kerkera nie. Hierdie is die kerkera tot hier. So die mense wat na hierdie tyd leef, val buite die kerkera. En die oomblik as jy lewe buite die kerkera, het jy met iets anders te doen. Sekerlik, hulle kan regeer vir 1000 jaar, hulle kry krone, hulle regeer saam met Christus, maar hulle is nie deel van die bruid van die lam nie. Want die Here kom haal sy kerk as sy bruid. En hulle gaan na die bruilofsmaal van die lam. Ek bedoel, kom ek vra jou 'n vraag. As ek vir jou sê, kom staan hier by die skematiese voorstelling en wys my met jou vinger, waar in God se profetiese horlosie vind die bruilofsmaal van die lam plaas? Wat gaan jy vir my sê? Jy kan dit nie hier wys nie. Jy kan nie daar wys nie. Jy kan nie hier wys nie. Maar jy kan nie daar wys nie. So jy moet hier, want dit gebeur mos in Openbaring 19. Want eers in Openbaring 19 vers 11 kom Jesus uit die hemel uit, maar vers 6 tot 7 sê dat die bruilofsmaal van die lam het gekom. So na die regterstoel oordeel in die hemel is daar 'n bruilof. Hoekom? Want almal se sitplekke word by die regterstoel bespreek. Nou ja, hier kom die dispensasieteologie baie sterk na vore. Hy sê dat die martelare gaan krone ontvang en hulle gaan saam met Christus regeer. En dis wat die Bybel leer. Hy is heeltemal reg. Maar waar leer die Bybel dat hulle nie deel van die kerk gaan wees nie? Dat hulle nie deel van die bruid gaan wees nie? Waar staan dit geskrywe? Maar dis wat hulle doen. Hulle gebruik hierdie dispensasieteologie en hulle plaas die wegraping voor die 7 jaar en sê, voor die 7 jaar is dit die kerkdispensasie. Dan is dit verby. As jy nie dan daar weggeraap word nie, dan is jy nie deel van die bruid of die kerk nie, en dis wat Raymond Lombard presies sê. Maar, hoeveel regterstoel oordele is daar regtig? As die martelare gaan krone ontvang, waar ontvang hulle dit? En dit is 'n belangrike vraag. En waar ontvang hulle hierdie krone? Gaan dit in die begin van die 1000-jarige vrederyk wees? Ontvang hulle verheerlikte liggame? Die Bybel sê dat by die wederkoms, dan sal die wat ontslaap het, eerste opstaan. Dit sluit die martelare in. En die wat oorgebly het, want almal gaan nie doodgemaak word aan die verdrukking, daar gaan mense oorleef, wat Christene is. Want die Satan se tyd is min, dis die laaste 3,5 jaar maar. So, is Raymond Lombard reg? Waar kry hy die gedagte dat die martelaar geskei word van die bruid of die kerk? Dit is nie in die skrif nie, maar dit is wat hy daar plaas. En dit is baie, baie ernstig. Kom ons gaan kyk wat sê hulle op die John Ankerberg show. Dat hierdie man sê direk na die pre-trib rapture gaan die regterstoel plaasvind. En later gaan hy ook verduidelik van die bruilofsfees van die lam en dat dit is vir die kerk die bruid bedoel. Kom ons gaan kyk wat hy sê. Okay,
talk about what happens to Christians once the rapture happens in heaven, and take me up to the return of Jesus Christ, and then I've got a question for you right there. At the rapture of the church, immediately, in a moment, in the twinkling of an eye, the book of 1 Corinthians chapter 15 tells us we will stand before Jesus Christ. And at that point, the judgment seat of Christ will take place. The book of 2 Corinthians chapter 5, verse 10, Romans chapter 14, verse 10, says that we will all stand, all Christians will stand at the judgment seat of Christ. Not to determine whether saved or lost. You'll never get to the judgment seat of Christ unless you're saved. It is for the purpose of judging our works, whether they were good or whether they were no good. The good works would be those gold, silver, and precious stones works talked about over in 1 Corinthians chapter 3, and they would be works that we do in His power for His glory. In that same passage in 1 Corinthians 3, there are wood, hay, and stubble works. Those will be works that Christians do in their own power and for their own glory. They will be burned up. You will suffer loss. At the judgment seat of Christ, you will receive one or as many as 5 crowns. Nou ja, die skrif is baie duidelik. Ons gaan elke kind van God gaan voor die regterstoel van Christus verskyn. Nou is die martelaar en die Christene, wat is hulle? En as 5 krone, soos hierdie man sê, en natuurlik 'n groot preter op rapture, voorstander, wat sê immediately after the rapture, we will appear before him in the judgment seat of Christ. Dit staan nie in die skrif nie, hy plaas dit in, want daar's nie 'n skrif daarvoor nie. Ons gaan nou sien dat die woord van God duidelik is, wanneer hierdie regterstoel oordeel wel plaasvind. Maar as 5 krone, en een van hulle is die martelaarskroon. Nou wat gaan die martelaar ontvang as hulle nie voor die regterstoel verskyn? Hulle gaan 'n martelaarskroon ontvang, want onthou, hulle het hulle lewens lief gehad tot die dood toe nie. En dit is baie ernstig om hulle uit te sluit, maar dis wat hierdie man doen. En dis eintlik skokkend. Kom ons gaan kyk, dan sê hy, gaan die bruilofsfees van die lam plaasvind. Soos Raymond Lombard nou gesê het, dat ons plekke word bespreek by die regterstoel vir die bruilofsfees van jou plek word dus bespreek, want as jy 'n kroon ontvang het, dan word jou plek bespreek by die bruilofsfees van die lam. En kom ons gaan kyk, wat sê hierdie man daaroor. But it also prepares our wedding garment. We will be married to Jesus Christ. After the judgment seat of Christ, there will be a marriage ceremony. Revelation chapter 19, verses 7, 8, and 9 talks about the marriage ceremony in chapter 19, verse 7. Chapter 19, verse 8 talks about our garment, which will be our righteous acts, and that will be determined at the judgment seat of Christ. And then, of course, Revelation chapter 19, verse 9 talks about this time of joy and celebration in the marriage supper of the Lamb. And that will last, as does that ceremony for a Jewish wedding. It lasts in a Jewish wedding today 7 days, but it'll last for 7 years in the heavenlies. And then we will mount white horses in chapter 19, verses 11 and 14, and return to the earth with Jesus Christ after that 7-year period of time. That will happen in the heavenlies while damnation and judgment is taking place on the earth. Nou ja, vir hom is dit duidelik dat die judgment seat of Christ, dit is die plek waar jou plekkie bespreek word en bepaal waar jy gaan sit en of jy gaan deel aan die tafel, die bruilofsfees van die lam en so meer. Al hierdie goed gaan plaasvind, maar die belangrike is dit gaan plaasvind by die wederkoms wanneer die einde van die eeu afgesluit word. Dan sal dit gedoen word. Nie voor dit, nie by 'n pre-trib rapture nie. Maar dis wat hierdie manne en hierdie mense leer, is eintlik so buite konteks. En dit wat hierdie leerstelling so vals maak. En dit gaan nie gebeur nie. Ons gaan hierdie verdrukking gaan, ons gaan by die wederkoms verenig word, ons gaan ons by die regterstoel verskyn, en ook natuurlik later in die bruilofsfees van die lam. En dit is baie, baie duidelik. Maar kom ons gaan kyk, wanneer vind hierdie gebeure plaas? Die regterstoel oordeel en natuurlik ook die bruilofsfees van die lam. Nou, wanneer vind dit plaas? Natuurlik by die wederkoms van Christus, wanneer hy gaan verskyn en elke oog hom gaan sien, en dis wat die woord vir ons tog duidelik leer. Nie by 'n pre-tribulation en rapture nie, maar na die wederkoms, na die groot verdrukking by die wederkoms van Christus.
Nou kom ons gaan kyk wat is Openbaring 22 vers 12. Hy sê, en kyk, ek kom gou en my loon is by my, om elkeen, hoor jy wat hy sê, elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Dis aan die einde, dis wanneer die wederkoms afgehandel is, wanneer dinge dan sal die regterstoel oordeel plaasvind, en daarna ook die bruilof van die lam. Dit gaan nie voor die 7 jaar plaasvind, of tydens die 7 jaar wanneer die kerk in die hemel is, en die ander mense op die aarde is in die groot verdrukking nie. Hierdie skrif sê vir ons presies wanneer dit gaan gebeur, want die seun van die mens staan gereed, om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader, let op die woordjie heerlikheid, te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Nou wanneer is die heerlikheid, wanneer gaan hierdie glorious appearing plaasvind? Ons gaan nou daarna kyk, en ek gaan vir 'n kort video speel, maar kom ons gaan kyk na 'n ander skrifgedeelte. Die woord is duidelik, hou as herders toesig oor die kudde wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid, ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde, en wanneer die opperherder verskyn, daardie verskyning, glorious appearing, sal julle die onverwelklike kroon van die heerlikheid ontvang. Dis baie duidelik. Nou kom ons gaan kyk waar vind dit ook plaas. By die eerste opstanding. In Openbaring 20 vers 4 is dit baie duidelik dat die eerste opstanding 'n eenmalige gebeurtenis na die groot verdrukking plaasvind. Dit sê nêrens dat dit voor die 7 jaar plaasvind nie, dit sê duidelik na die verdrukking. Want hierdie opstanding sluit al die martelare in. En alle mense wat van ewig wat geleef het voor dit, sluit almal in. Want hy sê salig is hulle wat deel het aan die eerste opstanding. Maar wanneer jy 'n feesmaal hou, luister wat hierdie skrifgedeelte sê, nooi die armes, verminktes, kreeples, blindes, en jy sal gelukkig wees omdat hulle niks het om jou te vergeld nie, want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges. So wanneer gaan jy vergeld word? Wanneer gaan jy beloon word? By die eerste opstanding. Maar die pre-trib-leraars wil sê, daar is fases van hierdie opstanding. Wys dit vir my. Dit staan nie in die Bybel nie. Jesus is die eersteling, the first fruits. Daarna, die wat aan hom behoort by sy koms, sy wederkoms, na die verdrukking. Daar is een opstanding by die wederkoms. Daar is nie 3 fases nie. Maar hierdie mense plaas dit in die skrif om 'n rapture pre-trib te kan promoveer. Kom ons gaan kyk na hierdie kort video en die verduideliking daarvan. The judgment seat of Christ will take place when he comes. The big question is, when will Christ come? To get to the answer, let's first look at how Christ will come when he comes to judge. Let's listen to Christ himself. For the Son of Man will come in the glory of his Father with his angels, and then he will reward each according to his works. This is what Paul is referring to when he wrote of receiving a reward for what we have done. So how will Christ come when his judgment seat will take place? He will come in the glory of his Father with his angels. Did Jesus tell us when he will come in his Father's glory with his angels? Yes, he did. Let's go to Matthew 24. Here he says, "And then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven, with power and great glory, and he shall send his angels with a great sound of a trumpet." Here we see Christ coming in great glory from his Father with his angels. The timing can be found in the previous verse. "Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken." Christ will come in glory with the angels immediately after the tribulation of those days. Nou ja, dis baie duidelik, dis wat gaan gebeur, dis wat die woord van die Here leer, en dit gaan nie voor die tyd gebeur nie. So die regterstoel van Christus gaan plaasvind
na die groot verdrukking by die wederkoms van Christus. As jy Matteus 16:27 lees, dit spreek van die glorious appearing, die verskyning van ons Here Jesus Christus. Dis wanneer dit gaan plaasvind. En daarna sal die bruilofsfees van die Lam plaasvind. En dit word gelees in Openbaring 19. Dit kan nie voor die tyd plaasvind nie, dit gaan nie plaasvind terwyl die groot verdrukking aan die gang is nie, maar dit gaan plaasvind na die wederkoms van Christus. Goed, ek gaan afsluit, alle gelowiges van alle tye, gaan voor die regterstoel van Christus verskyn. So ook gaan ware gelowiges nie die bruilofsfees van die Lam mis nie. Dis tog baie duidelik, dit gaan gebeur na die wederkoms, en dan sal ons al hierdie goed bywoon. Alle kinders van die Here, daar is nie onderskeid tussen die kerk, bruid en martelare en saints, tribulation saints nie. Ons is almal een in Christus. Daarom is die pre-trib rapture 'n misleiding. Dis duidelik. Dit verstaan nie die woord van die Here nie, hulle moet dit inplaas, Jesus, om hierdie gedagte tuis te bring by baie mense wat onkundig is en wat mislei is. Ons moet gereed maak. Die Here gaan kom, maar ons gaan eers moeilike tye beleef, ons gaan swaar tye beleef, ons gaan die verdrukking beleef en dit is wat gaan gebeur. Tot 'n volgende keer wanneer ons weer gesels. Totsiens.